Goeiemôre gemeente. Ek dink hy is sy nou. Dit is vir my heerlik om vanoggend weer saam met u te wees. Dit is altyd vir my so 'n wonderlike tyd om saam met gelowiges uit die woord van die Here te lees en om tyd saam met hom te spandeer. Is dit nie kosbaar om vandag weer met die Here so tyd te spandeer en om te kan loof en prys vir dit wat hy gedoen het. Geliefdes, dit is vir my ook besielend. Ek wil sommer so met die aanvang van die erediens, ek sien ons die proponent sit vanoggend hier in die gemeente, so ek wil haar nou nie uitsonder nie, so verskoon, maar sy het dan maar wonderlik gedoen laas Sondag. Ek het so aanlyn ook saam geluister. Ons wil vir jou baie dankie sê. Dankie vir jou moeite ook. En ek het so hier en daar 'n idee gesteel. En ek dink jy is baie oulik met die manier hoe jy ook jou erediens inrig. Geliefdes, vanoggend as ons bymekaar is, dan is ons hier om tyd met die Here te spandeer, maar ons dink ook terselfdertyd aan die wat nie hier kan wees nie, wat swaar kry. So kom ons bid vir hulle wat swaar kry en wat ly. Ons bid veral, oom Johan kan vir my oorgaan. Oom Johan? Is daar fout? Oor die linkerkant, ek sal harder praat. Ek sal my bes te doen. Okay, oom kan vir my die volgende slide gaan asseblief. Die volgende slide, oom Jan. Dankie. Ons bid veral vanoggend, geliefdes, aan ou Gerrit Koekemoer, vir Willa Rademeier. Willa is nou deur sy operasie. Ons dink aan hom en ons bid vir hom. Ons weet dat dit was 'n groot operasie. Ons bid ook vir oom Cor en tannie Susan Swanepoel. Hulle het ook gesondheidsuitdagings en ons bid vir hulle ook. Tannie Frikkie van Staden wat nog steeds daar na mot lê en dan ook tannie Letty Kuipers. Ons is almal so lief vir tannie Letty. Sy sit altyd daar heel agter. Sy het klink dit vir my probleme nou met haar hart. En sy is nou vasgevang in haar kamer. Sy is onder huisarrest op die stadium. Sy mag nou nêrens eintlik gaan nie. Sy moet veilig bly. As ek reg is, gaan sy nou Dinsdag in vir haar toetse. Ons bid vir tannie Letty. Ons weet dit sal goed gaan. Tannie Henkie Fourie is ook deur 'n groot rugoperasie. Ons was bietjie in die week daar by haar. Tannie Henkie het baie seer. Ons bid vir julle en ons dink aan julle in hierdie moeilike tyd. En dan geliefdes ook Johan en Annetjie Miller, hulle sit altyd hier voor by ons. Johan is nou die hele gesin wat nou deur moeilike tye gaan. Johan het 'n stent in die hart, 'n vervanging gehad met 'n stent, en dan Annetjie het 'n groot gewas uit haar nier laat verwyder. Dit is 'n groot operasie en sy herstel nog steeds in die hospitaal. En hulle seun wat daar in Australië is, hy het ook gewas en ons bid vir hom en ons dink ook aan hom in die moeilike tyd. En Elise Burger het ook haar galblaas laat vervang. Ons bid vir haar en ek dink sy kry ook maar swaar. Sy is ook nou op die herstelpad. En dan oom Gert Kreer wat nog steeds ook herstel. Kom ons bid vir hierdie mense, geliefdes. Ons raak stil voor die Here. Heilige Here, dankie dat ons U mag nader in gebed. Dat ons U mag nader veral wanneer ons swaar kry, wanneer ons ly, wanneer ons siek is, Here, en wanneer ons nie uitweg sien nie. Ons weet, Here, ons kan op U vertrou, want U is die een wat die fondamente van hierdie aarde gestel het. U is die een wat vir ons die lewe kom gee het. U het ons gevorm en U Gees in ons ingeasem. Omdat U dit gedoen het, weet ons dat U is in beheer. U het ook mens geword, gelei, gesterf aan die kruis, maar ook opgestaan. Omdat U opgestaan het, weet ons, Here, daar is ook hoop vir ons. U het ook ons U Gees gegee, en U Gees bemoedig ons, en gee ons nuwe krag. Daarom, Here, as ek bid vir hierdie mense wat swaar kry en wat ly, daar is ook van hulle wat ons vanoggend nie genoem het nie, wat se name nie op hierdie lys is nie. Ons bid vir hulle, Here. Ons vra U, Here, dat U hulle dan sal help, genees,
versorg, bystaan en hulle nuwe krag gee. Ek bid dit so in die heilige naam alleen. Amen. Geliefdes, kom ons groet dan die Here vanoggend met 'n blye hart, met 'n gees vol vreugde. Ons sing saam uit lied 209, Heer, met my hele hart. Geliefdes, ons Here Jesus Christus, so sê die Skepper van die hemel en die aarde, ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vleis gee. Geliefdes in ons Here Jesus, geseënd is julle wat arm is, want aan julle behoort die koninkryk van God. Geseënd is julle wat honger het, want julle sal versadig word. Geseënd is julle wat nou huil, want julle sal lag. Geseënd is julle wanneer mense julle haat en julle verstoot en uitskel in julle naam vermy, soos iets wat sleg is, alles ter wille van die seun van die mens. Amen. God het ons met sy seun gegroet, prys die Here. Met ons hele hart wil ons die Here loof in die samekoms van die opregtes in die gemeente. Kom ons loof die Here deur lied 220 vers 1 en 3 met ons harte sing, Here te sing.
Broers en susters, God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe ons Jesus met die wet in ons vir ons in Matteus 22 vers 35 tot 40 op. En een van hulle, 'n welgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die enigste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Vanoggend roep ons as gemeente die woorde uit, gee my insig, dat ek u wet kan gehoorsaam en dit met my hele hart kan onderhou. Laat ons skuld bely met die woorde van Lied 159, 1 en 2, God is hier teenwoordig. Broers en susters, Paulus herinner ons in Romeine 10 vers 9 tot 11. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie. Gemeente, kom ons bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, die eniggebore Seun, ons Here, wat ons ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, en die opstanding van die vlees en ewige lewe. Omdat ons bely het Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding van ons ewige lewe verwerp het. Ons kan net uit dankbaarheid juig en vir ons verlosser. Die Here het vir ons nuwe sin, 'n nuwe betekenis en vir ons lewens kom gee. Laat ons sing en ons heerlike toekoms met lied 188 vers 1 en 2, kom, dank nou almal God.
Terwyl ons dan net so sit, geliefdes, kom ons raak stil voor die Here en dan bid ons net saam. Heilige Here, U het vir ons 'n nuwe lewe kom gee. Meer as wat ons ooit voor kon vra. Maar ons Here is maar in 'n sondige wêreld, vol uitdagings en seer, bekommernisse, begeertes en sonde. Al wat ons Here wil doen is om U te dien. Tog is ons hart baie keer nie by U nie. Nee Here, ons word vinnig geswaai en ons draai weg van U af. Vanoggend kom ons hier saam as 'n gemeente om vir U te vra, kom leer ons Here, kom lei ons, sodat ons mag verstaan wat is goed en reg en wat U wil is vir ons lewens. Help ons Here vandag dat ons mag vind waar die ware betekenis van die lewe lê. Ons raak soms verlore, Here, maar U het ons nog altyd geleer dat U ons kom haal. As maar net een skapie verdwaal, dan kom U, Here, en U bring ons terug. Bring ons dan nou vanoggend terug deur U woord. Praat met ons, Here, sodat ons weer naby aan U mag wees, soos bome langs waterstrome geplant. Ek bid dit so in U heilige naam alleen. Amen. Geliefde kinders van God, ons lees vanoggend uit Jeremia 17. Ons lees vanaf vers 5 tot en met vers 13. Ek dink 'n gedeelte wat baie kosbaar is vir ons in ons geloof vandag. En enigiemand wat hierdie teks ken, sal weet wat 'n kosbare gedeelte dit is om in jou lewe dit te herhaal. Ek wil julle aanmoedig vandag, en vir julle vra dat as julle by huis toe gaan sit en dink oor hierdie teks na, gaan lees dit weer en weer. Ek dink dit kan 'n groot impak op jou lewe maak. Dit is tog opstandingstyd. In hierdie tyd waarin ons onsself in die jaar bevind, dink ons daaraan dat Jesus Christus vir ons gesterf het aan die kruis, maar ook opgestaan het uit die dood tot nuwe lewe. Paulus leer ons dat omdat Jesus gesterf het aan die kruis, het ons ook saam met hom gesterf. En omdat hy opgestaan het uit die dood, het ons saam met hom opgestaan tot 'n nuwe lewe. As jy in Jesus Christus glo, as jy maar net glo, dan is jy 'n nuwe mens. Dan is jy 'n nuwe mens. Tog is dit moeilik. Ek sê altyd, die geloof, hierdie ding wat ons in glo, hierdie samekoms, hierdie ongelooflike boodskap is eenvoudig. Is eenvoudig, maar nie maklik nie. Eenvoudig, maar nie maklik nie. Daarom bestaan daar in ons harte baie keer die vraag, hoe moet ons leef? Hoe moet ons onsself inrig as nuwe mense? Ek dink Jeremia 17 kan ons daarmee help. Dit is 'n gedeelte, geliefdes, wat uit 'n samelewing uitkom. Jeremia skryf vir mense wat op die pad afgedwaal het. Die mense het begin soek na ander dinge as die Here. Hulle het gedink hulle welvaart gaan hulle iewers kry. Hulle het gedink hulle hoef nie meer die Here so te aanbid soos wat hy vra nie, want dit gaan tog goed. So het baie mense al tot die struikel gekom. Maar hier is Jeremia met 'n baie onpopulêre en moeilike boodskap. Soveel so dat hierdie boodskap wat Jeremia hier lewer, mense het hom uitgeskel, uit Jerusalem uitgejaag,
soveel so dat hy selfs in 'n put gegooi was, 'n put wat ek dalk nie oor hoef uit te brei vandag nie. Vreeslike dinge. Vreeslike dinge het met hom gebeur oor hierdie boodskap. Daarom dink ek, vir ons as nuwe mense in Christus, is 'n teksgedeelte soos hierdie baie nodig. Jeremia skryf vir ons die volgende. Dit sê, so sê die Here, daar is 'n vloek op die mens, wat sy vertroue in mense stel, wat sy krag soek by sterflike mense, en van my af wegdraai. Hy is soos 'n kaal bossie, wat in droë wêreld, wat nooit water kry nie. 'n bossie, wat in 'n klipwoestyn staan, in 'n brak wêreld, waar niemand woon nie. Dit gaan goed met die mens, wat sy vertroue in die Here stel. Die mens, vir wie die Here 'n veilige vesting is. So iemand is soos 'n boom wat by water geplant is, en sy wortels na die stroom toe uitstoot. Nie 'n hitte voel as dit kom nie, en altyd groen blare het. 'n droë jaar raak hom nie, en hou nie op om vrugte te dra nie. Die hart is bedriegliker as enige iets anders. Hy is ongeneeslik. Wie kan hom verstaan? Ek, die Here, deurgrond en toets hart en verstand, en laat die mens kry wat hy verdien, wat hom toekom vir wat hy doen. 'n visant wat broei op eiers, wat hy nie gelê het nie. Dit is die mens wat op oneerlike wyse ryk word. Hy sal sy rykdom moet agterlaat in die vleuer van sy lewe. Sy uiteinde is die van 'n dwaas. 'n magtige troon van die begin af verhewe is die plek waar ons heiligdom staan. Here, hoop van Israel, wie van u af weggaan, kom bedroe daarvan af. Wie van u af wegdraai, is vir die dood opgeskryf, want hulle verlaat die Here, die bron van die lewe. Tot sover, geliefdes, ons skriflesing dan vanoggend. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God bly vir ewig vas en ook waar. Jy sien nie wanneer dit gebeur nie. Nee, nie wanneer iemand harder werk of meer besig raak. Nee, dit word nie sommer raak gesien nie. Nie wanneer iemand hulle waarde begin vind in hulle beroep en in ander mense en al die tipe van dinge nie. Jy sien dit nie sommer nie. Nie wanneer jy begin dink, wanneer mense van my hou, dan sal alles reg wees. En jy alles probeer om dit reg te kry. Jy sien dit nie dadelik raak nie. Dit gebeur stil. Verskywing in jou lewe. Van vertroue op God, na vertroue op mense, na vertroue op jouself. En dit voel normaal. So normaal soos iets wat jy nie eers hoef te bevraagteken nie. Dit gaan tog goed as jy hard werk. Dit gaan tog goed as jy jou vertroue in mense stel. Want mense stel mens mos nooit teleur nie. Maar hier, geliefdes,
Hier in ons teksgedeelte hoor ons Jeremia wat vir ons sê, vervloek is die mens wat sy vertroue in mense stel. Nou hierdie teksgedeelte moet ek op vooraf in die begin dadelik sê nie dat jy sommer mense moet wantrou nie. Dit sê nie dat jy niemand mag vertrou nie. Nee. Dit sê dat dit wat jy doen, daardie vertroue wat hierdie teks van praat, is nie blote vertroue tussen twee mense nie. Dit is daardie hoogste, diepste vertroue. Jeremia verduidelik dit. Jeremia verduidelik dit deur te sê, die wat van my af wegdraai. Dis hoe ons teks lees. Die Hebreëus gee vir ons egter 'n baie duideliker prentjie. Die Hebreëus sê vir ons, die wat hulle hart van my af wegdraai. Nou, hulle hart, in hierdie teksgedeelte bedoel, daardie diepste oortuiging, daardie gedagtes wat in jou kop wemel. Sien, die antieke mens het nie gedink soos ons nie. Ons dink ons organe is maar net dinge wat ons liggame aan die gang hou, maar nie vir hulle nie. Die antieke mens was oortuig dat hulle liggaam en elke deel in hulle liggaam het 'n spesifieke doel en betekenis vir die manier hoe hulle self uitdruk en leef. Byvoorbeeld, die niere het te doen met jou gevoelens, met hoe jy dinge verstaan, hoe jy op dinge reageer. Jou niere het daardie funksie. En so ook die maag is daar waar jou gewete vandaan kom. Ons hoor in die Nuwe Testament dat selfs binne in die maag is waar ons gees bevind. Mens kan dit half indink, nee. Dink net by jouself en toe jy jonk was. Toe jy nou jonger was en jy verlief was op jou huweliksmaat. Kan jy dit onthou toe jy verlief geraak het? Wat noem ons dit? Butterflies. Waar voel jy dit? Voel dit in jou maag, doen jy nie? Of as jy nou regtig bang is, nie net emosioneel raak nie, maar regtig bang is, vol angs is, waar voel jy dit? In jou maag. Soos of jou gees uit jou maag uit wil stroom. En so ook, geliefdes, jou hart. Jou hart vir die antieke mens was daar waar jou diepste gewortelde oortuigings, jou vaste vertroue lê. Dis daar van waaraf jou wese uitkom. So daarom wil ek hê jy moet hoor uit hierdie teks uit. Hy sê nie hier dat ons net bloot mense moet wantrou nie. Hy sê, waarop stel jy jou hoogste, jou diepste oortuiging? Jou diepste gewortelde vertroue. Nie op mense nie. Dit is 'n fout. Dit is 'n fout, sê hy. Want hierdie vloek is nie maar net soos 'n magiese vloek waar ons dink ons een of ander ongeluk ons tref as ons sondig is nie. Nee, die vloek wat Jeremia van praat is nagevolge. Nagevolge van wanneer ons vertroue op mense stel. Want mense is tydelik. Mense se gewete, mense se maniere kom en gaan. En hier is waar ons struikel en val. Ons as nuwe mense in Christus is daarop uit om vir die Here te leef. Maar ons vertrou, ons stel ons hoogste oortuiging baie keer op mense. Jeremia gaan verder, hy sê op vleeslike dinge. Hier bedoel hy nie net mense nie net die liggaam nie. Nee, hy bedoel daardie dinge wat jy hier buite sien. Die aardse dinge. Soos geld, besigheid. Soos tegnologie. Dis dinge wat ons
ons vertroue en ons lewens inploeg, maar tydelik, maar vergaan, maar hou nie. En dit is hier waar hy sê, en 'n mooi denkbeeldige prentjie vir ons skets, as jy jou vertroue op hierdie dinge stel, is jy soos 'n bossie in die woestyn. Jy is soos 'n bossie in die woestyn. Sien, hy verduidelik vir ons. Hy sê vir ons, jy is soos die spesifieke bossie waarvan hy praat, hierdie bossie, in die Hebreëse vertaling hoor ons, hierdie bossie lê nie maar net enige plek nie. In die Hebreëse vertaling hoor ons, dit is in die bossie tussen die dooie see, en op die golf van jy nou dat ek die naam amper vergeet, Kabala. En hierdie stuk land waarvan hy praat, hierdie woestyn, is sekerlik die mees dor en droë plek. Dit is 'n plek waar geen water kom nie. Dit is ver weg van enige lewensbron af. Hy sê dat as jy jou vertroue op mense, aardse dinge stel, dan is jy so 'n bossie in die middel van niks en nêrens. Ja, dit is nogal so. Dit is nogal so, want uiteindelik wil ek vir u vanoggend vra, hoeveel energie het u oor in die maand, in die einde so van April? Vir krag, vir vermoë, selfs julle wat al vir 'n paar jaar afgetree is. Hoe vinnig word die mens dan nie uitgeput en uitgedroog nie? Kan jy dit in jouself sien? Kan jy dit voel in jou hart? Wel, dit is hier waar vanoggend se boodskap veral na vore kom. Waar plaas jy jou hart? Waar bære jy jou hart? In 'n droë, dor, dooie, soutgevulde, leë woestyn, vol mense wat jou eendag sal teleurstel, vol dinge wat vergaan? Of gaan jy vandag kies om die Here te vertrou? Om daardie hoogste en diepste belewenis, daardie diepste vertroue in jou hart, alleen op die Here te sit. Want Jeremia sê, as jy dit doen, is jy soos 'n boom wat langs waterstrome geplant is. So 'n boom ervaar nie dit as dit droog raak in die land nie. Weet u hoekom? Die boere sal dit goed ken. Hoe lyk dit? Hoe lyk dit as dit droog raak op die lande? Hoekom raak dit droog? Want dit reën nie. Reën kom en reën gaan, is dit nie? Reën is daar eendag en dan reën dit soos hierdie jaar, kolle daar, kolle hier, nee. Maar 'n boom wat langs waterstrome geplant is, strek sy wortels tot in die stroom self. En daar het hy lewe wat nooit vergaan nie. Hy skiet sy wortels binne-in daardie lewende water. As mens maar net vir 'n oomblik sou kon dink, toe Jesus met daardie Samaritaanse vrou langs die put gepraat het, en hy gevra het vir 'n beker water, wat het hy vir haar gesê? Hy het vir haar gesê, as jy maar net geweet het die water wat ek jou kan gee, dan sal jy vir ewig daarvan wou hê, want jy sal nooit weer dors kry nie. Dit is wat dit beteken om op die Here te vertrou. Ons sien mense kom en gaan soos die reën. Gelukkige tye, emosionele sekerheid kom en gaan en is maar kolle oor jou lewe. Maar as jy jouself
langs die strome by God sit, dan sal jy altyd krag hê. Daar is die wat op die Here vertrou, wanneer die lande droog is, wat nie mismoedig word nie. Want dit mag dalk droog raak. Is nie nou meer droog nie, is nou lekker nat, nee. Maar dit mag dalk droog raak in jou eie lewe. Jy mag dalk voel asof dinge maar net nie wil uitwerk nie, maar tog is daar 'n stuk in jou hart, diep in jou hart gebeure wat sê, ek gaan hier deurkom. Het u gehoor hoe praat Jeremia van God? Hy noem God die hoop van Israel. Die hoop van Israel. Bere dan jou hart, geliefdes, daar by die Here, langs die waterstrome. Die moeilikheid is, die bewyse staan nie altyd daar nie, nee. Jy mag dalk hier wegstap en sê, dit was nou alles goed en wel, ek probeer my bes om my vertroue op die Here te stel, maar ek sien nie altyd daar die uitwerking nie. Ek dink Jeremia reageer daarop ook in ons teksgedeelte, en ek dink hy doen dit op so 'n goeie wyse. Hy leer vir ons hierdie les. Hy sê die mens is soos 'n visant. Van julle ken 'n visant. Ek kry baie van hulle daar in die Kaap, nee, 'n Kaapse visant. Hierdie voëls wat jy kry, hulle lê eiers sommer in ander neste. Het jy dit geweet? Nie maar net dit nie. Hulle sal sommer by enige ander nes uitkom en sommer hulle sal sommer daar gaan broei in 'n vreemde voël se nes. En uiteindelik wanneer daardie kuikentjies uitbroei, dan is dit nie hulle se nie. Behoort nie aan hulle nie. En dan moet hulle weer op hulle pad aangaan. Sien, die tydelike rykdom, die vreugde wat so tydig en ontydig in ons lewens opkom, die blydskap wat ons dink ons hier en daar tog in ons lewens vind, is so visant. Ons sit al ons energie daarin, ons sê vir onsself, as ek maar net gelukkig kan wees, as ek maar net dit of dat kan kry, as ek net hierdie werk kan kry, of daardie sukses kan behaal, as ek net dit kan doen, ons sit al ons krag daarin, ons broei op dit. En tog, die dag wanneer jy dink jy dit kry, dan behoort dit nie aan jou nie. Dit behoort altyd aan iemand anders se baas. Dit behoort altyd aan iemand anders en nooit aan jou nie. Al jou energie spandeer op 'n ding wat nooit joune was nie. Dis die les wat hy ons hier leer. Maar daar in die heiligdom van God, daar by sy troon, daar is die bron van die lewe. As jy jou vertroue daar laat lê, jou hart daar gaan sit, dan sal jy nie teleurgestel staan nie. Ek wil afsluit, geliefdes, met hierdie een gedagte. Sien Jesus in Lukas is hy besig om ook sy bergprediking vir ons te gee. Maar hierdie keer hoor ons, dit is nie op 'n berg nie, dit is so eintlik half op 'n laagte. Hy gee min of meer dieselfde woorde. En as hy sy bergprediking lewer, dan sê hy vir hierdie mense, hy sê vir hulle, geseënd is julle wat arm is, want aan julle behoort die koninkryk van die hemel. Hy sê vir hulle, geseënd is julle wat honger het, want julle sal versadig word. Geseënd is julle wat nou huil, want julle sal lag. Geseënd is julle wanneer die mense julle haat en julle verstoot en uitskel en julle naam vermy soos iets wat sleg is, alles ter wille van die Seun van die mens. Verheug julle, sê Jesus.
en wees bly, want julle loon is groot in die hemel. Jesus sê dit, want hy weet dat daardie mense wat arm is, het nie hulle vertroue gaan stel in rykdom nie. Hulle het nie hulle lewe gaan inploeg en geld maak nie, maar hulle het dit vas laat staan in God alleen. Die wat honger het, het nie net hulle uiterlike bevrediging gaan soek nie. Nie net soos daardie brood wat die duiwel vir die Here Jesus aangebied het toe hy in die woestyn versoek was nie. Nee, hulle het gaan soek na dit wat God vir hulle wil gee. Hulle wil nie net hulle honger stil met al die verganklike dinge van die lewe nie. Hulle wil hulle self by die Here kom vestig. Daarom is hulle geseënd. Die wat huil is geseënd, want hulle soek nie emosionele bevrediging nie. Hoeveel van ons doen nie dit nie? Hoeveel van julle gaan nie net uit in julle eie huwelike selfs? En al wat julle wil doen in julle huwelik is net gelukkig wees. Julle wil net bly wees en lag en vreugde hê. Selfs met julle kinders. Al wat jy wil hê is jou kind moet net heeltyd bly wees en mag nooit kwaad wees of hartseer raak nie. En dit is net hierdie soeke na hierdie vreugde. Maar die wat hulle self daarop uitsit om selfs te kan huil, weet dat net God kan troos. Net God kan werklik troos. En dan Jesus se grootste een. Wees geseënd is julle. Geseënd is julle wat as mense julle haat en julle verstoot en julle uitskel en julle naam sleg maak. Want jou vertroue, jou diepste hartsbegeerte lê nie om mense tevrede te stel nie. As daar een ding is wat 'n dominee vinnig moet leer, is dat hy kan nie almal tevrede stel nie. En ek hoor dit in die gemeente baie keer, mense kom na my toe, dan praat ons maar net oor een of ander ding. Dan sal mense sê, ja, my dominee, jy kan niemand tevrede stel nie. Sal nie almal tevrede kan stel nie. Ek wil vanoggend vir julle sê, selfs nog meer as dit. Nie net tevredenheid nie. Nou is julle almal wakker. Nie net tevredenheid nie, geliefdes. Nie net tevredenheid nie. Nee. Ons wil die in ons lewens, die rondom ons. Ons wil hulle gelukkig maak. Ons wil hy almal moet van ons hou. Waar het dit jy al ooit in die lewe gekry? Behalwe by teleurstelling, op teleurstelling. Vestig jou hart, geliefdes, op die Here. En ek kan nie verseker, die mense sal jou haat. Hulle sal jou uitskel en jou alles noem wat sleg is. Want jy is op 'n plek geplant waar hulle nie is. Langs waterstrome, terwyl hulle in 'n dor en droë woestyn bly. Vestig dan jou hart. Ja, gaan plaas jou hart vanoggend by die Here. En jy sal die bron van die lewe vind. En jy sal vrede hê. Amen. Kom ons bid saam. Heilige Here, U was nog altyd daar. Ons is maar soos 'n kleipot wat maklik breek. Maar die krag wat alles oortref, kom van U af en nie van ons af nie. Here, ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op U.
maar dit sal ek ter harte neem, en om die rede bly ek hoop. Deur u liefde, Here, het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan u ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot, Here. Ek sê vir myself, u is my lewe. Daarom hoop ek alleen op u. U was nog altyd goed vir die wat op u bly hoop. Vir die mens wat na u wil vra. Ja, Here, u het die wêreld so lief gehad, dat u u enigste seun gestuur het, sodat die wie in u glo, wat op u vertrou, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Vanoggend is daar in hierdie gemeente, Here, 'n klomp woestynbossies. Maar vanoggend sal hierdie woestynbossies hulle wortels uit daardie droë land uitruk. Hulle vertroue op mense en aardse dinge laat gaan en hulle hart by u kom stel, by u kom bære, by u kom plant, langs die waterstrome, wat hulle krag sal gee. Nou, Here, en tot in alle ewigheid. U inspireer ons. U gee ons nuwe krag. Ons vertrou op u, Here, en nie op mense nie. Ons vertrou alleen op u, Here, want alles anders vergaan. Ek bid dit so in die naam van Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen. Geliefdes, ons gaan nou weer in die wêreld in. En ons gaan hierdie boodskap vir die wêreld verkondig. Kom ons sing daaroor. Kom ons gee die Here dank daarvoor. En ons erken vir hom dit wat ons hier geleer het. Kom ons sing saam met Vonk 120, vers 1 en 2, soos 'n wildsbok wat smag na water. Geliefdes, in ons Here Jesus, ontvang dan nou die seën van die Here. Mag die genade van God, ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met julle almal wees en bly. Amen.
Baie dankie, ek kan die sitplekke inneem. Geliefdes, net so 'n paar afkondigings voor ons uit mekaar uitgaan. Verjaarsdag vandag is Cecilia Jonker se verjaarsdag. Ek het vanoggend gesien, sy sit daar agter. Baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Dankie dat jy jou verjaarsdag hier by ons kom spandeer het. En dit is vir ons kosbaar. Ek hoop, Pieter, jy moet daar baie bederf vandag. En dan ook André Lengden verjaar vandag. André, baie geluk ook met jou verjaarsdag. Die 27ste April is Isi Averisk, Johan Bierman, Clarice Klaasens, Ben Kik en dan ook Jakob van der Westhuizen. Op die 29ste, baie geluk met julle verjaarsdag ook. Jakob, wat is dit jou Jakob, nee? Baie geluk ou Jakob. En dan 29ste is dit Catharina Brits en dan ook Rika McDonald. Baie geluk met julle verjaarsdag. Mag die Here ook julle ryklik seën en ook by julle wees. Die 30ste is Jacques Fourie en dan ook die 2de Mei aan Eliza Potgieter. Ekskuus, en dan die 3de Mei is dit Sylvie Joubert en ook Salome van der Westhuizen wat verjaar. Baie geluk met julle verjaarsdag. Mag die Here ook julle ryklik seën. Ek wil dit weer noem, geliefdes, as ons u naam nie hier op het nie, dan wil dit vir my lyk, is daar so effens van 'n fout op ons sisteem. Ons weet van 'n klompie mense wat se name nie genoem is nie. Asseblief kom sê vir ons, help ons, dat ons ook hierdie wil kan regkry. Ons wil graag vir almal geluk sê met hulle verjaarsdag. Op ons kalender is daar eintlik maar net 2 saakies in die week. Bybelstudie om 9uur en dan bloedskenk om 1uur. Is daarom 'n rustiger week as die een wat verby is. Veral vir my en vir Gert en vir al die ouens van Jerusalem wyk. Ons het ook 'n klompie verkope in die saal nou na die diens, R25 vir die koekies en R25 vir die pastye. Asseblief ondersteun ons daarmee. Dan geliefdes, ons het nou ook ons eerste wyks Vrydag kafee gehad, Wyk Jerusalem. Ons het samosas gemaak. Ek het gedink ons gaan so 300 van hulle maak en toe eindig ons hier op by 650. So dit was wild. Ons het hard gewerk hierdie paar dae wat verby is. Ek dink die groep, ek sien van hulle wat hier so sit, julle gaan vir 'n lang tyd nie na samosa wil kyk nie. Maar dit was tog lekker. Ek hoop julle het dit daarom geniet. Was dit daarom smaaklik, kan ek so toets? Kyk, was dit lekker? Ek is bly. Ons kan daarom vandag so met goeie vertroue sê, plus minus, so R4,000 wins wat ons gemaak het met die samosas. So, dis nou 'n uitdaging vir die ander wyke. Ek wil vir u sê, ek dink u gaan sukkel om by ons uit te kom. So dis 'n uitdaging. Kom ons kyk of julle enigstens, as dit enigstens moontlik is, by ons kan kom. Dan geliefdes, wil ek u herinner, oor so 'n paar weke in Junie maand is dit Horeb, hulle gaan carry en reis maak, en Jericho gaan in Julie maand, gaan vir ons bunny chows maak, en dan so gaan die wyke dan aan. Maar voordat ons daarby uitkom, geliefdes, is dit ook nog die fees, Parys wat 150 jaar oud word, 'n fees waarby ons ook gaan betrokke wees, en ons het 'n pannekoektafel oor daardie 3 dae. Wat 'n wonderlike voorreg. Ons vra asseblief, as enige iemand graag net iewers vir ons 'n pak koekmeel, suiker, bakpoeier, eiers, enigiets, sout, kaneel wil skenk, sodat dit ook makliker is, dat die uitgawes bietjie minder is, dan sal ons dit ook baie waardeer. Kom ons kyk dat ons ook hierdie projek 'n groot sukses maak. Daar is ook lyste, geliefdes, in die saal, vir die van julle as jy graag wil help met die pannekoekbakkery oor die 3 dae, jy kan vir jou 'n tyd daar kies en jy kan so 'n paar ure kom help. So asseblief kom skryf jou naam op. Dit is al van my af, geliefdes. Mag u 'n wonderlike en geseënde Sondag hê, 'n goeie en lekker tyd saam met die familie en gesin. Wyk Jerusalem skenk vir ons tee. Asseblief kom maak 'n draai. Totsiens vir julle almal. Geseënde dag verder.